lewe het 'n manier om ons soms op plekke te bring waar ons voel ons het niks meer oor nie. Miskien is dit op hierdie storm in jou lewe 'n finansiële krisis wat jou kaarte laat vou het, of 'n verhouding wat uitmekaar geval het en jou emosioneel leeggelaat het, of 'n diep innerlike droogte wat jou geestelik uitput en ontnigter laat voel. Ek dink ons almal ken daardie gevoel van volkome bankrotskap. Die oomblik wanneer die fondamente wankel en ons besef ons eie vermoëns, ons eie planne is eenvoudig net nie genoeg nie. Dit is presies in daardie oomblik van ons diepste besef van ons onvermoë, van ons totale geestelike bankrotskap, dat Jesus hierdie radikale en hoopvolle waarheid in Matteus 5 vers 3 verklaar. Hy sê daar, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Nou dink vir 'n oomblik aan daardie term, armes van gees. Nou die oorspronklike Griekse woord vir arm beskryf nie net iemand wat min het nie, dit verwys na 'n bedelaar. Iemand wat absoluut niks besit nie, totaal afhanklik is van ander se genade. As Jesus dit toepas op die gees, dan praat hy van 'n persoon wat innerlik leeg is, wat geen aanspraak het op geregtigheid, op eie meriete of selfverheffing nie. Dit is 'n individu wat die volle omvang van sy of haar onvolmaaktheid, sy of haar onvermoë om self 'n verhouding met God te bewerkstellig, volledig erken. Daar is nie die fasade nie, geen poging om te vergoed vir die leegheid nie, slegs die eerlike besef van totale geestelike bankrotskap. En dan kom die ongelooflike belofte, die onmiddellike, onmiskenbare nou, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Net vir 'n oomblik op hierdie teenwoordige tyd. Jesus sê nie aan hulle sal dit behoort op 'n ongedefinieerde toekomsdatum nie. Hy sê aan hulle behoort dit nou. Vir diegene wat eerlikheid en afhanklikheid voor God, wat in eerlikheid en afhanklikheid voor God staan, wat hulle eie geestelike bankrotskap erken, word die koninkryk van die hemele 'n onmiddellike werklikheid. So wat beteken dit hier en nou vir iemand wat voel dat hulle geen kaarte meer het om te speel nie? Dit beteken dat die toegang tot God se heerskappy, sy vrede, sy voorsiening en sy teenwoordigheid nie afhang van jou prestasie of jou status of jou vermoë om jouself op te trek aan jou eie skoenveters nie. Dit is 'n onbliklike geskenk aan diegene wat erken dat hulle dit nie verdien nie en dit ook nie kan verdien nie. Die koninkryk van die hemel is nie 'n verre plek nie. Dit is 'n lewende, dinamiese heerskappy van God in jou lewe nou. Dit is waar jy nou vrede vind te midde van chaos, waar genade jou leegheid vul en waar hoop blom in die woestyn van jou onvermoë. Die saligheid wat Jesus verklaar, is nie 'n beloning vir 'n perfekte lewe nie, maar 'n uitnodiging tot 'n volkome afhanklikheidsverhouding met die een wat alles kan voorsien. So as jy jouself vandag in 'n plek van geestelike of emosionele of selfs fisiese bankrotskap bevind, 'n plek waar jy besef jy het geen antwoorde meer nie en jou eie krag het jou in die steek gelaat, dan is hierdie vers vir jou. Jou bankrotskap is jou toegangspunt tot die rykste skat, die koninkryk van die hemele wat aan jou behoort nou. Ek dink dis dan die uitnodiging. Omarm daardie afhanklikheid. Erken die leegheid. Want in daardie oorgegewe posisie wag die volheid van God se seën.